Nou sê Paulus hier in vers 15, so dan broeders, ook ons in 2026, staan vas, moenie wankelbaar wees nie, en hou julle aan die voorskrifte, aan die geopenbaarde woord, wat julle geleer is, of deur 'n woord, of deur 'n brief van ons. Moenie wankel as ouens kom met internetgoedjies en die rubbish wat opgedis word as die waarheid, wat so lagwekkend is. En dit is snaaks, elke ding wat gebeur in Amerika, dan is dit eindtyd profesie wat vervul is. En elke ding wat gebeur in Iran, eindtyd profesie. En elke ding wat Israel doen, eindtyd profesie. Die ouens is weet jy, die ouens hardloop met enige ding om sensasie te soek. En dan is dit internet rubbish wat hulle probeer as godsdienstige dogmatiek aan u te verkoop. En mag Jahwe Shua self en Jahwe ons Edom, wie ons as Jahwiste liefgehad het en 'n ewige troos en goeie hoop in genade gegee het. Wat het ons? Ons het 'n ewige troos en ons het goeie hoop in die geopenbaarde woord van Jahwe ons Elohim. En dit het hy vir ons in genade gegee. Nou sê hy vers 17, julle, en hy sê harte, sielste mensies, mag hy dit vertroos, hierdie gedeelte. Hy kan nie my hart vertroos, my hart pomp bloed, hierdie gedeelte. Julle harte of sielste mensies vertroos en julle versterk. Hy vertroos en hy versterk. Tydens, kyk my vingers, al hierdie onbybelse dogmatiek en teologie, en alle goeie woorde en werke, halleluja, mag hy ons daarin hou, en ons dra, en ons bewaar, en ons beskik, en ons beskerm, en ons gebruik, tot eer van sy koninkryk, halleluja. Goed, met al hierdie bonatuurlike geopenbare inligting, is ons nou gereed om na die Bybelse tydlyn te kyk. Nou wil ek vir julle reeds sê, September maand verlede jaar, toe Dani Botha kom met sy 2023-24, September 2023-24, wegraping, want God het duidelik vir hom gesê, die Here het duidelik vir hom gesê, hy het nie vir hom duidelik gesê nie, hy het gehoor wat 'n ander swart prediker gesê het, hy het hom geglo, en toe gaan verbrand hy sy vingers. Die woord sê, toets elke gees, daai gees is met 'n klein g, en kyk of hulle van Jahwe is so. Dit het nie gewerk nie, so next time sal jy dubbel seker maak, voor jy sê, die Here het gesê. Ek gaan hier dieselfde tydlyne gebruik, wat ek in Dani Botha se reeks gebruik het, toe ek oor die leuns van Dani Botha bedien het. So dit wat u hier gaan sien, kan u kyk na. Ek wil dit reg in die begin sê, sou u belangstel om hierdie tydlyne te ontvang, ons het dit, ja, Onie en broer Rocco het dit vir ons gedoen op die selfoon, in kleur, baie netjies, professioneel, en dit is so maklik as jy stuur vir my WhatsApp, jy sê, prof, stuur vir my die tydlyne, en ek stuur vir julle in Engels en Afrikaans, ek stuur dit vir u, en jy dit op die foon, niemand kan jou ooit weer bol of blaf nie, hoe maklik is dit? Die finale vredesverbond, om hierdie bonatuurlike geopenbaarde finale vredesverbond reg te verstaan, hoor wat ek sê, reg te verstaan. Trump gaan nou weer, president Donald Trump, gaan nou weer enige tyd, gaan hy 'n verdrag, 'n vredesverbond teken met Iran. En Israel gaan 'n vredesverbond teken met Iran, en met natuurlik met sy omliggende ander klein landjies daarso. Dan moet ons baie versigtig wees, dat ons seker maak, dit is die verbond wat Daniël 9:27 van praat. Anderste, slaat het hulle weer hou in die donker, en dit gaan net 'n rukkie hou, dan gaan hulle weer aan. So, om hierdie bonatuurlike geopenbare finale vredesverbond reg te verstaan, gaan beteken dat ek, Prof. Hannes, dit vir u volgens die Bybel stukkie vir stukkie moet opbreek, en fisies op die skerm sal moet verduidelik. Kom ons lees Daniël 9:27. Daniël 9 vers 27. Nou luister wat sê Daniël 9:27. En hy, die vors streep
Rooms-Katholieke paus. Nie Donald Trump nie, nie Yasser Arafat nie, nie Bush nie, nie Clinton nie, nie Obama, niemand nie. Wanneer die vors, die Rooms-Katholieke paus, nou weet jy wat, die laaste 2 weke, 3 weke, sien ons al meer en meer van die paus wat skielik vorentoe kom en sê, Israel moet nou tot rustig kom, hulle moet nou ophou om met die Libanese oorlog te voer, en hy sê Amerika moet ophou om met Iran, hy praat met hulle, hy begin al meer en meer, en dis die goed waarvoor ons gaan moet kyk. Maar daar is ook 'n kwalifiserende gedeelte. As die paus môre kom en hy sê daar moet vrede wees en die ouens maak vrede, is dit die finale vredesverbond? Hoekom het ek met die 1 Tessalonisense 2 vanaf vers 1 tot 17 deurgewerk van verlede week af en die begin van die week? Sodat ons kon hoor, wat is die kwalifiserende vereistes van hierdie vors wat in die tempel gaan kom sit, die vrede gaan maak. Die Bybel sê, hy sal en ek gaan nou die 33 Afrikaanse Bybel quoteer, net om dit vir u makliker te maak om te verstaan. Hy, die vors, Rooms-Katholieke paus, die wit paus. Ek wil tog sê, kyk na my reeks wat ek preek, is dit die wit paus of die swart paus? Uiters noodsaaklik, daarom sê ek, wit paus. En hy, die wit paus, hy sal die vredesverbond sluit tussen die ander 2 partye, Israel en dan Libanon en Iran en, verstaan ons dit, of die Palestyne. En die vereiste is, hy moet in die tempel gaan sit, gaan lees weer 2 Tessalonisense 2 vers 1 tot 17, en voorgee dat hy God is, en naamlik Israel offers brand vir 7 jaar. Die tyd is 7 jaar, 2520 dae. Dit is die vasgestelde tyd wat hy daar moet wees.